liefde. Romeine 8 vers 38 tot 39 lees ons, hiervan is ek oortuig, skryf Paulus, geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge. Nou, ek wil hê jy moet daai hele Romeine 8 gaan lees, want hier is die ding, want baie keer hou ek vas aan my situasie en ek hou nie vas aan Jesus nie. Baie keer dan kyk ek na my situasie en my situasie maak my ontevrede. My situasie maak dat ek onvergenoegd is en dat ek ontevrede is. Maar dis die fout wat Jona gemaak het. Hy het nie vasgehou aan God nie. Hy het vasgehou aan dit wat hy gedink het hy wil hê. En ek en jy moet vandag daai skuif maak, want Paulus sê hiervan is ek oortuig. Of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan my van die liefde van God skei wat daar is in Christus Jesus ons Here nie. Kan iemand net asseblief sê amen? Want dis waar, agapo is liefde. Nou, die basiese betekenis is to love, in a social or in a moral context, chiefly of the heart, wholehearted, unconditional and devoted. Dis wat Paulus sê, is God vir my. Hy's onverdeeld, toegewy, van sy kant af, in sy verhouding met my. Hoekom? Want hier is die ding, wat ek en jy moet verstaan. God is lief vir jou. Hy is lief vir jou. En daarom moet ek my losmaak van my eie planne. Ek moet my losmaak van my situasie. Ek moet my losmaak van wat dit is wat my weghou van die liefde van Jesus. Want ek kan so in die politiek en in die finansies en in hierdie skuld en die wêreldrentekoerse en allerlei die oliepryse en alles. Ek kan so daarin wees dat my vrede heeltemal van my gesteel word. En Romeine 8 sê, hoor, hierdie dinge kan jou nie skei van die liefde. Dit maak nie dat God jou nie liefhet nie. Jy bly in sy voorsienigheid. Jy bly in 'n verhouding met hom. Hy is toegewy aan jou unconditional liefde. Hoekom beleef ek dit nie? Weet julle wat sê groot rede? Is want ek het teruggestaan. Ek het besluit, ek wil terugtreë. Jona het besluit, hy wil terugtreë. Hy het uit God se genade uitgetree. En hier is die ding wat ek en jy vir mekaar moet sê is, ek moet terugtreë. Ek moet terugtreë in daai liefde en ek moet terugtreë. Kan ek gou ietsie sê oor God se genade? In 1 Johannes 4 vers 8 sê dit, God is liefde. Nou God se karakter is baie goed. Om het vinnig te sê, hy's heilig. Dit beteken daar's geen fout in sy karakter nie. Daar's niks moreel verkeerd met hom nie. Sy moraal is die hoogste. Okay? Hy's regverdig. Dit beteken uit sy heilige karakter uit kan hy goed reg oordeel. Ek en jy kan dit nie doen nie. Ons judgment is cloud. Ons kan nie altyd goed. Ek kan nie as mense reg opsom nie. Ek dink ek kan, maar ek kan nie. Maar God kan. Hy's regverdig. Hy's almagtig. Alles wat ek en jy sien, het hy gemaak en dit behoort aan hom. Okay? Hy is alwetend. Dit beteken alles wat nou in my hart aangaan, alles wat in my kop aangaan, alles wat ek al gedoen het, alles wat ek nog gaan doen, die toekoms, die verlede, die hede, die wetenskap bo in die hemel en op aarde, hy weet alles. Okay? Hy's alomteenwoordig. Hy's hier, hy's buite, hy's bo, hy's onder, hy is oral. Hy's alwys. Uit dit alles uit kan hy besluite neem en daar's nie 'n gaping. Hy het nie nodig om raad te vra nie. Nou julle, hierdie is God se karakter. Dit wys hoe hy is. God se liefde wys wat hy is. Johannes 4 vers 8 in die Grieks gaan oor sy substance. Dit gaan oor wie hy is. Dit is meer as 'n karaktereienskap. Liefde is nie een van sy karaktereienskappe nie. Al sy karaktereienskappe stroom vanuit sy liefde. Die Nuwe Lewende Vertaling het dit die beste gesê, God self is liefde. Nou hoor gou hier, net dit sê. Gras is groen, maar alles wat groen is nie gras nie. God is liefde, maar nie alle liefde is God nie. Maar God is liefde. Ek wil hê jy moet jouself dalk, hier is die een eienskap, wat as jy dit indrink, as jy dit verinnerlik, is jou beste kans om vervul te wees, tevrede te wees, Jesus te beleef. Ek moet lief hê, want Jesus het lief. Ek moet bly wees waar Jesus bly is. Amen.